go.
Baie dankie. 'n Hartlike goeiemôre aan ons almal. Kan ons weer probeer? 'n Hartlike goeiemôre aan die almal. Baie dankie. Ons dank die Here vir 'n nuwe dag wat hy vir ons gegee het. Ons moet bly wees en dankbaar dat ons 'n nuwe dag het om die Here te loof en te eer. Ons is nou by die begrafnis van een van ons geliefdes. Maar ek dank die Here dat hy die voorreg vir ons gee om hom te aanbid. Hy wat die lewe gegee het en die belofte en die vervulling van sy belofte op die ewige lewe. Baie dankie dat jy gekom het. Ek wil namens die familie vir die hartlik dankie sê en vir die welkomheid by hierdie begrafnisdiens. Dat ons mense regtig nog tyd uitkoop om daar te wees vir mekaar is voorwaar merkwaardig. Mag die Here ons almal seën dat ons by mekaar gekom het om hom te eer, hom te aanbid en ook terug te dink aan iemand besonders wat in ons midde weggeroep is. Kom ons begin hierdie diens. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, U is die Alfa en die Omega. U is die blinkmôre ster. U is ons alles. Daar is niemand soos U nie. U is die een Here wat ons by mekaar geroep het en al die ondervindings in ons lewe wil gebruik tot U eer. En daarom bid ons Here, mag hierdie diens vir ons 'n lewegewende ondervinding wees. Ons wy dit toe aan U Here. In die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. U kan gerus sit. Psalm 24 vers 2 en die vers daarna sê vir ons: Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Want hy het dit gegrond op die see en het vasgestel op die strome. Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra, wat die aangesig soek. Dit is Jakob, Sela. Liewe broers en susters, liewe betroefde familie, ons is hier by mekaar by die begrafnisdiens van Wyle George Edward Alcock, alom bekend as Potchie. Hy is gebore op die 25 September 1962 en hy is oorlede op die 26 Junie 2024. Die begrafnisbrief kom uit Johannes 14, die 27ste vers daarvan. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie en julle moenie bang wees nie. Johannes 14 vers 27. Wyle George word oorleef deur sy vrou, 2 dogters, 2 seuns, 2 skoonseuns, 3 susters, 3 broers, 1 kleinkind, familie en vriende. Die mens uit 'n vrou gebore is kort van dae en sat van onrus. Hy spruit uit soos 'n blom en verwelk. Ook vlug hy soos 'n skaduwee en hou nie stand nie. Ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is daarom duidelik dat ons niks daaruit kan wegdra nie. Die Here het gegee, die Here het geneem. Geloof sy die naam van die Here. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hy loop al deur en ween en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. Amen. Ons gaan nou saam sing. Gesang 64, sê ons gesange. Gesang 64. Christus bloed en geregtigheid, dis wat by God vir sondaars pleit. Daarmee kan ek voor God bestaan en eens die hemel binne gaan. Kom ons sing lekker saam. Christus bloed en geregtigheid.
Almagtige, getroue Hemelse Vader, Here, ons hier vanmôre. Hierdie kosbare geliefde Here, om die naam van die uit te roep. Ons dank U, Here, vanmôre weer eens opnuut. Hierdie dag wat U ons geskenk het, genade. En U weer genade met ons as mense die wat U het, Vader. Maar Here, ons geloof, ons prys, ons aanbid U. Vir die glorie en woordigheid, liewe Heer. Ons dank U weer vanmôre vir elkeen se gespare lewens U teenwoordig. Ons dank U weer vanmôre vir gesondheid, ons skenk dit vanoggend deur Jesus. Ons dank U weer as U die dag hoor aan U vanoggend. Dis 'n dag wat U gemaak het, ons as mens kon jy bly wees. Baie dankie weer aan U familie gedra, liewe Heer, van geboorte af en liewe gebring tot hier toe, Vader. Hy het weer elkeen van ons gedra deur Jesus Here in die verskillende omstandighede. Ja, Here, gebring tot hier toe, Vader, genade. Hierdie genade het ons nie verkleed, Vader. Liewe Heer, die lof, die prys, die bring ons na U toe. Want hier is waardig vir Jesus om geprys te word. Is waardig nie meer om aanbid te word, Here. Want Here is die Alfa en die Omega. U is die begin en die einde. Liewe Heer, bid Gees van God dat U besonder die familie sal onderneem en troos sorg van Here Jesus. Dat U vanoggend van hulle kom toepak hier aan op die genade vrees van Here Jesus. Dankie liewe Heer vir hulle kom stel vanmôre in die skeer van die ros Here en vir hulle kom toedek met eerlikheid, Vader. Liewe Heer, ons eer vanmôre dat ons weet, ons wil kom alleen van U, Heer. U wat U aardig gemaak het, Here. Here wat nooit laat vaardewekke van die hande nie. Maar U bly getrou van geslag tot geslag. Liewe Heer, is ons as mens wat so ontrou word teenoor U, Jesus. Maar ons weet vanmôre dat ons vergifnis by die kruis van Jesus vir ons bewerkstellig. Ons dank U daarvoor, ons loof U. Ons aanbid U daarvoor in die magtige naam van Jesus. Kom dan die Gees van God, Here, word opnuut as elkeen van ons lewens so verheerlik. As dit op bid in die magtige naam van Jesus, ons Here, met veel en baie danksegging. Amen. Baie dankie, Oudering Bekes. Ons gaan ons saam sing gesang 24, Nederlandse gesange, gesang 24. Ek sien hom nou nie hier nie. Ek sien hom, ja. Baie dankie. Kan ons, u het nou die wysie en u het ook nou die adres, u weet waar dit is. Kom ons probeer weer. Miskien so 'n klein bietjie laer probeer. No.
Die familie gaan nou met ons spesiale oomblikke deel wat hulle met Wyle Potchie met George gedeel het. So dis nou tyd vir die lewensskets, die huldeblyk en vir die persone wat aangewys is daarvoor om tot na vore te kom om met ons die huldeblyk lewensskets te deel. Baie dankie. Goeiemôre, bedroefde familie, vriende, begrafnisgangers. Dankie Libet en Jeff, wat vir my hierdie voorreg gegee het om ietsie oor het Potchie te kom sê. Alhoewel het 'n voorreg is dit met 'n baie swaar hart. En prima verskoon dat ek dalk 'n bietjie afgewater kan klink, maar is nogal moeilik om omtrent of meer as 50 jaar in net 10 of 15 minute saam te vat. Ek en Potchie begin, dit is 1969 by die Reinse Laerskool. Op daai stadium was ons nog nie pelle nie, ons het nog nie geken mekaar nie. Ons raak beste maatjies toe hulle in 1972 so skuins oorkant ons kom intrek in blok A. Ons beland daai jaar in dieselfde klas, ek dink is vir sinne 3 af, tot in sinne 7, waar ons as gevolg van vakkeuses nou in verskillende klasse beland. Ek onthou hoe ons saam as maatjies en saam met ander maatjies soos Wyle Pietertjie van Sail wat net langs hulle gebly het, ons het hom Stok genoem. En snaaks genoeg hy en Potchie het op dieselfde dag verjaar. Hy was net 'n jaar ouer, alhoewel hy kleiner as ons was hy 'n jaar ouer as ons. Ek onthou hoe ons saam Reebotse stofstrate rooi geverf het. Ons het straatsokker gespeel en draadkar gery en bietjie ketty geskiet hier agter Dr. Lemmer het ons altyd duwe en voëls geskiet. Potchie kan nie regtig ketty geskiet het nie, maar ek het hom daarom geleer. Iets wat ons ook gereeld gedoen het. Dat jok ons nou by die huis, ons gaan Sondag skool toe, of ons gaan namiddag klas toe. En dan gaan swem ons in die Sanddam. En snaaks genoeg nogal kal gat, dominee. Want ons kan ons nou nie met 'n nat broek by die huis aankom nie. Daar is daar nog groter moeilikheid. Ek onthou een keer dat 'n klomp stout meisiekinders ons het klere daar langs die dam. Nou kan jy self dink, en hulle vat ons klere en gaat hulle. En toe moet julle dan vir ons sien kalnaal om ons klere terug te kry. Ek dink ons het ook daai dag laat by die huis aangekom. En ons half skaam, jy weet ek kan myself dink, jy weet ons is ook al sulke amper tienermannetjies. Ja, ek dink kinders was nog kinders toe ons nog kinders was. Tydens die laaste jaar op skool by die laerskool is dit 5. Oortuig Potchie vir my. Jong, dis nou tyd. Ekskuus tog. Is nou tyd om hierdie kinderspeletjies te los. En te doen wat manne doen.
ons nou rugby speel. Okay, ons maak dit nou so, ek join ook maar die manne. Ek en hy kry nou nie plek in die backline nie, want ons kan nie jy's hardloop nie, ons hardloop maar stadig. Maar ons kry toe nommer 6 en 7, ons is nommer 6 en 7 flank. Ek weet nie of Dodo vandag hier is hy. Is hy hier? Daar is hy. Johan Bekes alias Dodo. Hy was ons nommer 10. En hy man 'n skopvoet aan hom gehad. Dodo, kan jy nog onthou? Ek dink Joel Stransky het by hom afgekyk. Hoe kan 'n man 'n skepskop tussen die pale deursit? En nou dink ek my sommer aan, as hy ook nou nog daai tyd gespeel het, jy weet, hoe sal ons nou 95 daai World Cup saamgevat. Ons draf 'n paar wedstryde saam en klop so 'n hele paar van die plaaslike laerskole en die omliggende plase laerskole. En nou is nie van my glo wat ek nou sê nie, maar ons het ook proewe gespeel. Ons speel proewe om 'n toerspan te kies. Daar's nou 'n toer Kaap toe. Verskoon tog net 'n oomblik asseblief. Dankie. En die span word toe nog gekies. Nou ek en Potchefstroom is nou nommer 6 en 7 gespeel en ons bly hier naby die stadion. Maar doet Mr. Hof, hy was ons, is toch waar, Dodo, meneer Hof was onze africhter. Maar hy het ons jy moes meer hier achter kyk, wat gaat hier aan, soos hy vir jou met die platdriem bykom. Anyway, omdat ek en George nou saam hier na by die stadion gespeel het, klink dit nou onregverdig, dat ons toe nou al twee moet span kry. En ek dink, Harry de Klerk kry toe nou my plek. Daar verloor ek nou my plek. En ek is nou nie baie happy daarmee nie. Nou as gevolg van daai setback, hang ek toe nou sommer maar daar en dan my stewels op. Dit was nog eens ek 2 lang wit tekkies. In die proses sneeuwel my drome om toch eendag vir Suidwest te speel of 'n springbok te word. Ek het nooit weer daarna rugby gespeel. Hulle is weg op die toer en terug en in solidariteit met sy vriend koot hy toe ook mos maar later rugby. En hy het ook nooit weer daarna rugby gespeel. Ons het toe ons nou jong manne word en vir onsself werk het ons baie rugby gaan kyk nog. Ons het ook rugby geluister. Weet daai tyd toe ons nou so speel, was daar nog nie TV's en sulke goedie. Ons het rugby op long Jeff was waar. Ons het sulke groot plate gehad as ons daar kan bietjie springbok rugby luister. Tydens ons hoërskooljare ontmoet ons ander maters, wel met ander invloede. En soos ek vir julle gesê het, ek is toe nou in 'n ander klas en hy is in 'n ander klas. Ek dink aan Richard Groenewald, Neputsi Groenewald, ek dink Helen Diergaard en Ernst Kem en hierdie manne was toe nou later in sy klas. Nou hulle is saam op skool in dieselfde klas, maar name daar is ek en hy nou pelle, daar is hulle, want die meeste van hulle bly toe, mos ook nog in die koshuis. So, hulle het nou nie, ja, daar is daar nog om Sieg hier, so Sieg vir die Kloete. Dan hy het ook later op 'n stadium, was hy een van Potsie se beste maatjies. Ek het nogal so 'n bietjie jaloers later gevoel, toe hy nou so half my plek ingeneem. Maar om Sieg is alright.
soos ek gesê het, ons is nou tieners, en ons doen meestal mos nou wat tieners daai tyd doen. Vrydag aan, dan luister ons top 10 of top 20, jy weet, dis die Bee Gees, en die Pink Floyd. George was lief vir daai goed, Pink Floyd, sulke gewigtige goed. Ek was nou maar meer Lori Keroug en daai manne, maar ek het ook maar saam met hom, jy weet, hy het vir my mos op baie dinge gewys en geleer. Die Vrydag aan wat ons nou nie top 10 luister nie, en wat ons daar nou toestemming het ons aan skooldanse ook bygewoon. Nou omdat omdat hy nou 'n bietjie langer en bietjie groter as ons is, dat hy nou die gap gevat. Dan gaan kry hy vir ons Happy Cow. Nou, die weet nou nie Happy Cow ken nie, ek sê vir u sê, jy moet maar self gaan uitvind, wat is Happy Cow? Hy kry vir ons Happy Cow, en dan raak ons gou hier weg uit die dansbaan uit. Meneer Kloete, hy was altyd die ou by die deur. Hy is, vir wat het werd is, ek weet vir u wat hom ken of geken het, hy is ook baie onlangs oorlede. Mag sy siel ook in vrede rus. Hy het moeilikheid gehad met ons daar by die deur, jy weet, want ons wil nou uitgaan, maar ons wil ons nou 'n draaitjie loop. Dan sê ons gaan piepie, maar dis dit nie. Ons gaan nou hier agter die Happy Cow aan. Nou het ons nou lekker Happy Cow, en dan is ons nou lekker happy, en dan is ons nou toch te lekker. Nou, ons het toestemming gehad om te gegaan het, maar ons het nie toestemming gehad moes nou om hierdie draaitjie te loopie, maar ons het hom toch geloop. Nou, dit is ook waar die ander ding nou begin het, jy weet, ons het nou begin skelmpies gevat. Dit is ook weer George wat vir my geleer het. Ek het moeilik die ding kan gedoen het. Hy het my geleer paf en geleer draw. Maar dit was maar moeilik. Maar ek het hom later reg gekom. Baie swaar gesukkel. Ek het eintlik wou ek dit gedoen het, want dit was nie lekker nie. Maar toe vang ek vir Pam en vir ou Wil, my broer. En toe ek sien is hulle kan rook, dan kan ek mos ook rook. Ek het nie baie lank gerook, ek het hom opgehou, gelukkig. As gevolg van hierdie hegte vriendskap tussen ek en Potchie, het Marie Clive vir ons later geherdoop as David en Jonathan. As hulle vir Potchie soek, dan is hy by Jonathan. As hulle vir Jonathan soek, dan is hy by Potchie. So het dit maar gegaan. Dan is hy by David. Ja. Potchie ontmoet, in sy laaste jaar op skool ontmoet hy vir Naomi Strauss. Sy was ons niggetjie, sy het saam met ons, sy het by ons gebly, soos ek gesê het, baie naby in Potchie hulle. Nou, toe kuier Potchie nou eers by my. Ons het baie oor mekaar gekuier, maar toe kuier by my. Dus het nou nie meer oor die hondjie nie, is nou oor die halsbeentjie, dink ek. Hierdie verhouding vorder baie vinnig tot iets meer, waar hy eendag vir my sê, jong, ons is in die moeilikheid, wat maak ons nou? Toe sê ek, nee, nie ons, julle. Lang storie kort, maar hy het is toe gebore, ek het
het geglo sy sal ook hier wees, maar ek het verneem sy kan ongelukkig nie kom nie, sy sal op 'n later stadium sal sy by die familie aanmeld. Ek en Potsie, ons is nou klaar met skool en nou moet daar mos gewerk word, want daar is nou 'n mondjie wat moet kos kry. Ek en Potsie begin saam in die staatsdiens, 1981. Hy begin by die ministerie van, of daai tyd die departement van finansies, en ek is by die SPI. Ons is nie dieselfde gebou, maar nou by verskillende departemente, waar ek as 'n assistent personeelbeampte en hy assistent rekenmeester. Nou, hy het nie lank daar gewerk nie, toe het hy plek gekry as 'n vakleerling by Blackwood Hodge. Ek dink hy en Siegfried en Poetsie en Gert Nels. Gertjie, is jy hier? Ja, is Gert Nels. Ek kan maar vir hom vra, as ek praat die waarheid, hulle toe saam hulle vakleerlingskap gedoen. En intussen is ons opgeroep, ek en hy, ons gaan doen ons militêre diensplig saam. En toe ons klaar is, kom hy terug en hy kwalifiseer homself as 'n dieselwerktuigkundige. Ek dink dit was ook in die gene, want ek het verstaan toe ons met ons op pelle was, sy oorlede pa was ook 'n mechanic, 'n mechanic. Ja, die ander ding is, intussen is Potsie en Naomi uit mekaar uit, want die huwelik het verbrokel, dit het nie goed uitgewerk nie, baie traumatiese tyd ook in sy en selfs in my lewe, maar hulle is uit mekaar uit, en Naomi en Mariette emigreer, hulle is oor see, sy het 'n nuwe ander lewe, ander kant, en intussen ontmoet Potsie vir Libet. Ek dink nie rarig daai tyd haar ontmoet nie, ek meen seker maar herontdek, want ons was eintlik mos pelle gewees, ons was al van laerskool af was ons vriende, ons het saam skool gegaan. Anyway, hy ontmoet vir Libet, en vroeg in 1988 haak hulle twee die knoop deur en trou hulle, pragtige kinders, Christopher en Abigail. Michael was ook al daar, so Potsie het toe is nou die pa al van 4 kinders. Ek het verneem, Mariette het aan die ander kant getrou, en Potsie daarmee geleentheid gehad om te voel hoe dit voel om 'n oupa te wees. Ek het ook gehoor, hy was toe op 'n stadium ook bietjie daai kant toe, en 'n kleinkind ontmoet. As dit die Here se wil is, sal ons almal een van die dae die kleintjie ontmoet, want hulle gaan definitief 'n draai kom maak hier in Namibië. Iets wat vir my nogal interessant is, wat ek wil met die deel is, dat ons wat in 1962 gebore is nou 62 jaar oud, of word nou nog 62 jaar oud. Dis hom egter nie beskore nie, want hy sou eers op die 25ste September sal hy 62 geword het. As dit my beskore is, raak ek die einde Oktober, raak ek 62.
Nou is ek ewe skielik sonder woorde. Mag ons Potchefstroom mag ons hierdie goeie herinneringe wat ons van Potchefstroom het, mag ons dit vir altyd koester. Ons sal die Heer jou, my ou vriend, rustig. God seën. Baie dankie. Die kinders het gevra, ek moet tog net vir hulle ook hier 'n stukkie lees. Briefies, ek dink wat hulle geskryf het. Ja. Ons het papi baie lief en dankie vir alles wat papi vir ons gedoen het. Ons sal alles wat papi ons geleer het nooit vergeet nie. Papi is 'n goeie voorbeeld vir ons. Papi is baie intelligent. Hy's 'n supermekaniek en baie hardwerkend. Ons sal nooit die grappe vergeet wat papi gemaak het nie. Papi is 'n groot grapjas en het altyd 'n grap gemaak van alles. Al was die grappe soms die verkeerde woorde of nie op die regte tye gemaak nie. Ons sal onthou om ander grappe te maak en lekker te lag oor alles in die dae wat vir ons voorlê. Baie dankie. Dankie dinge. Baie dankie. Ek dink dit sou beter gewees het as jy vir ons gesê het, wat is Happy Cow, want ek het nog my eie afleidings gemaak, ek wat so dom is, en eie afleidings is baie gevaarlik. So ek weet nie of ek reg is nie, oor Happy Cow. Ek het vir Potchefstroom van sien geken, maar ek het eers by Antie Marie se sterfte uitgevind wie hy eintlik is. So in die Alcock en Wilmot families, baie sterkte van die kerk se kant af. 'n Mens besef dat, en ons het nou gehoor dat mense lewe loop verskillende draaie en alles skakel so by mekaar in op een of ander wonderlike manier. En as 'n mens nou mooi alles bedink, besef ons dat iewers op 'n kollus ons aan mekaar verbind. Want ons het so naby aan die Marie hulle gebly. Maar hierdie stories, ek is so baie jonger, ek kan nou nie eens vir my vergelyk daarmee nie. En besef ek maar net, dis deel van Rebot se verhaal. Mag die Here u ryklik seën. Hier is nou 'n solo. Is dit solo? Kom maar nader asseblief. John Hayes gaan nou vir ons sing. Baie dankie.
Baie dankie aan John Hayes. Kan ons almal staan asseblief? Die wat nie kan staan, nie kan gerus sit. Ons vind ons skriflesing vanoggend in die Evangelie volgens Johannes. Johannes 14. Ons lees daar vanaf vers 24 tot 31. Johannes hoofstuk 14, vers 24 tot 31. Ek lees uit die ou vertaling. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek, terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Ek laat julle hart nie ontstel word en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg, en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees, dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. En nou het ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van die wêreld kom en het aan my niks nie, maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het en doen net soos die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hiervandaan weggaan. Ek herhaal graag vers 27, die begrafnisbrief. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Dit is die woord van die Here. Salig is elke een wat die woord van die Here hoor en in 'n gelowige hart bewaar. Amen. Kom ons verenig met al die gelowiges op aarde. Ons bely nou saam ons ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvangs van die Heilige Gees, gebore uit Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal in die hemel, wat op die derde dag weer opgestaan uit die dood, opgevaar in die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, wat later sal kom om te oordeel die lewendes en die doodes. Ek glo in die Heilige Gees, die Christus Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Baie dankie, jy kan maar sit. Ons sing nou ter voorbereiding van die boodskap, gesang 118, gesang 118. Sien jy my staan hier by jou deur, hoor jy my sobat altyd deur, met tere stem, o hart so stom, mag binnekom, mag binnekom. Sien my staan hier by jou deur. Ons begin weer voor.
Kom ons bid om die seën van die Here op sy woord. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons die gawe van die woord met ons kan hê. Wat 'n kosbare gawe om altyd deur u woord in ons midde te hê en te hoor wat u vir ons sê. Ons weet, Here, dat die woord meer is as wat ons spreek. Dit gaan ook, Here, oor die Gees se krag in ons binneste. Dit wat u deur die Heilige Gees vir ons sê. Want, Here, u gee vir elkeen van ons iets afsonderlik om saam te neem. En so bid ons, Here, heilig ons deur die woord. Dra ons deur die woord. Troos ons in die woord, Here, en gee dat u vrede en die liefde met ons sal wees. In Jesus naam. Amen. Hierdie gedeelte, liewe broers en susters, liewe bedroefde familie, Libet en die kinders, dit praat spesifiek van die grootste gawe wat 'n mens kan kry, die gawe van vrede. En Jesus sê vir ons dat hy laat dit vir ons na, asof hy boedel deel en eerstens die grootste gawe van alles wat hy het, kan gee en hy begin by die vrede. Paulus noem op 'n ander plek die vrede van Jesus Christus van God se kant af, noem hy die vrede wat alle verstand te bowe gaan, om ons harte en sinne te bewaar in Christus Jesus. En ek het op 'n stadium gelees dat vrede is eintlik meer as die afwesigheid van konflik. Dis meer as die afwesigheid van trane. Dis meer as die afwesigheid van wat my ontstel. Dit beteken dat die vrede wat ons in ons harte behoort te hê, is nie noodwendig vrede wat nie meer daar sal wees, as die omstandighede wat my hart kwel, nie meer daar is nie. Paulus skryf en sê in Romeine 14 vers 17, die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Hoor jy wat sê? Die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Nou wat 'n besonderse gedagte om vanoggend om dit saam te neem op die pad wat voor lê sonder u geliefde wat ons vandag moet begrawe. Paulus wil vir ons 'n baie ryk, betekenisvolle nalatenskap gee as hy dit vir ons sê, dat die koninkryk van God is baie meer as net spys en drank. Dit gaan oor die geregtigheid en die vrede. Nou, vrede beteken eintlik genesing, dit beteken heelheid, dit beteken herstel, dit beteken verskoning, dit beteken dit gaan oor alles wat vir my rustigheid in my hart gee. Dit gaan oor om my weer heel te maak, om my terug te sit en eintlik op 'n beter plek te sit as my vorige posisie. Dat ek nie nodig het om met hierdie swaarigheid, hierdie probleem, hierdie lyding, hierdie hartseer deur die lewe hoef te gaan nie. En daarin wil ek nou nie vir u sê dat u nooit meer 'n traan sal stort nie. Ons stort trane omdat ons weet ons gaan hierdie geliefde van ons mis. Ons stort trane omdat ons weet daar gaan dinge wees wat ek sonder moet klaarkom. Wat my so aangenaam was. Wat my goed was om aan vas te hou. En daarom, liewe bedroefde familie, aan die Alcox en die Wilmots en al die aanverwante families, wil ek graag die volgende oordra. Vreugde is om opgeneem te word in 'n feesviering. In die eerste plek gaan hierdie feesviering oor 'n herstelde verhouding met God en met ons medemens en met die natuur. Hierdie 3 dinge, om 'n herstelde verhouding te hê met God, ons medemens en die natuur. Daarom sê Jesus vir ons, my vrede laat ek vir julle na. En dan sê dit verder duidelik, nie die soort vrede wat die wêreld vir ons gee nie. Want die vrede die wêreld gee,
is nie blywende vrede nie. Die vrede wat Jesus Christus gee, is blywende vrede. Hierdie vrede beteken, sal altyd met ons wees, as ek dit nou kan ontvang. In die tyd van my droefheid, as ek nou vrede kan hê, beteken dit ek sal vrede hê vir altyd. As ek in hierdie moeilike tyd vrede kan hê, sal niks my fondament kan skud nie. Niks sal my van stryk af kan bring nie. As ek in die tyd waar dit vir my so moeilik is om vorentoe te kyk, vrede in my hart kan hê, shalom kan hê, dan beteken dit, as die moeilike dae daar is, as ek in 'n moeilike tyd vrede het, en die maklike dae kom, is maar soveel beter vir my as mens. Daarom, vind in die moeilike tyd, die vrede van Christus, wat hy vir ons nalaat. Want in die moeilike tyd gee hy vir ons die vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Vrede wat in hierdie tyd gekom het, wat ek nie gedink het ek ooit vrede sou hê nie. Nuwe gemeente van die Here. Jesus herstel ons eerstens, hy verskoning tog, seker nou, word het so vroeg, is seker nog nie heeltemal, my stem is nog heeltemal wakker nie. Jesus herstel ons in 'n regte verhouding met God, en met ons medemens, en met die res van sy skepping. Hy plaas ons in die domein van sy gees, want sy gees is eintlik die regte plek waar ek behoort te wees, want sy gees gee altyd vir my die regte woorde om te sê, die regte dinge om uit te dra, die regte gemoed om oor te dra aan die mense rondom my. Liewe gemeente van die Here, ons is hier by mekaar, ons is 'n versameling van mense met verskillende dinge wat ons vrede kom steel. Elkeen van ons kan seker dink aan iets wat my vrede in die afgelope dag of nag of die afgelope paar ure my vrede kom steel het. Maar ook as ons by mekaar gebring om die vrede van Jesus Christus, om daarvan te hoor in die tyd waarin ek nou is. Daarom behoort 'n gemeente, en ek praat nou spesifiek van 'n groepering van die kerk, ons, 'n gemeente behoort 'n gemeenskap van liefde te wees. Omdat ons lief is vir mekaar, kom ons by mekaar. Ons dorp behoort 'n gemeenskap te wees waar ek kies om te wees. As mense wat elke dag redes soek om vir mense kwaad te wees. Maar 'n gemeenskap behoort 'n plek te wees waar liefde floreer. En 'n familie nog meer. Dit behoort 'n plek te wees waar liefde seëvier. En as liefde seëvier en vrede altyd deur ons harte bly, beteken dit dat niks kan ons vrede steel nie. Dan is die dood van ons geliefdes ook maar net een van die dinge waar ons mekaar behoorlik kan ondersteun. Liewe gemeente van die Here, hier is by mekaar gekom rondom die begrafnis van 'n geliefde. En in hierdie tyd is dit so moeilik om vorentoe te kyk. Omdat sy sterfte ook so skielik gekom het. Ek weet ook nie watter is nog makliker as iemand lank siek is of iemand vinnig gesterf het nie. Maar dit bly maar 'n moeilike saak om te hanteer. Maar Jesus Christus het spesifiek hierdie gedeelte met sy disippels gedeel. Die nag voor hy verry is, het hy met hulle hierdie gedeelte gedeel. En hy het soos al weet, en hy het geweet, hy het ook vir hulle gewaarsku, daar is een van julle wat my sal verraai. Maar hy sê nog steeds vir hulle, my vrede laat ek vir julle na. Terwyl daar eintlik in sy hart 'n onstuimigheid gewoed het. Hy laat hierdie vrede aan sy disippels na. Nou as 'n mens die Engelse vertaling sê so mooi dat dit is 'n gift. Nou die nalatenskap is miskien nog iets wat ons kan dink, dis iets wat jy kry as die boedel eers gedeel is. Maar hier 'n gift is mos iets wat jy kry op die regte oomblik, op die regte tyd. En daarom, liewe gemeente van die Here, ons moet nadink oor hoe ons kreatief kan reageer op God se teenwoordigheid en op God se gawes. As hy vir my 'n gawe gee van vrede, moet ek dink aan hoe ek hierdie gawe
van vrede kan oordra aan hulle wat die Here my gegee het om aan oor te dra. Dit is my eie lewe wat hierdie vrede moet ervaar. En as 'n mens in jou eie lewe en jou hart nie vrede kan ervaar nie, hoe kan jy vrede uitdra aan die mense rondom jou? En as 'n mens dink aan die dood van 'n geliefde, skud dit soms 'n mens se fondament soveel, dat jy dalk in jou hart nie ontevrede is of kwaad is nie, maar dalk onstuimig voel. En dalk met die Here worstel en vra, hoekom nou? Hoekom in hierdie tyd? Die wêreld wat God vir ons gee, is 'n wêreld waarin hy liefde en vrede in ons wil oordra. Maar soos ons dit vandag sien, is dit amper soos 'n, kom ons sê soos erosie. Jy ken mos erosie, of dit water of winderosie is, iets word weggekalwe. Dit word weggevreet, kan mens amper sê. En 'n mens wonder eintlik hoe dat die wêreld so liefdeloos kan word. Hoe kan ons Jesus se teenwoordigheid en sy vrede en sy liefde prakties demonstreer aan die mense rondom ons? Hoe kan ons so ver kom dat ons kan vir mense sê, ek het jou waarlik lief, diep uit my hart uit. En net 'n boeroorse liefde wat gesteel word die oomblik as daar iets gebeur en iets gesê word waarvan ek nie hou nie. Want die Here is 'n God van vrede. En hy wil vir ons vrede nalaat, nie soos die wêreld gee nie. Want hy weet, dis die een behoefte wat almal van ons het. Almal van ons het 'n behoefte aan vrede. Nie die afwesigheid van konflik nie, maar genoegdoening. Vrede om agteroor te kan sit, omdat ek kan ondervind, om werklik waar gelukkig te kan wees, om te groei in myself, om te groei in my verhoudings, die mense wat die Here my gegee het, om 'n invloed te hê in die gemeenskap, om in agting en liefde vir my medemens, om so te kan saam wees. Daarom, ons moet die vrede kan begryp, wat Filippense 4:7 van praat. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dat beteken, as die mense rondom my sien, ek het vrede, moet hulle eintlik wonder, as hulle my omstandighede kyk, hoe kan hierdie man, hierdie vrou, hierdie weduwee, hierdie kind wat haar pa verloor het, soveel vrede het terwyl omstandighede so lyk. Daarom, liewe gemeente van die Here, is dit seker nodig om vandag 'n keuse te maak, om die vrede van Jesus Christus in ons harte te wil hê. Blydskap en vrede is eintlik soos beskermengele wat ons heeltyd wil vergesel, dat dit ons sal bewaar van struikeling. As ek blydskap en vrede in my hart het, sal ek mos altyd deur 'n wag voor my mond hê. Ek sal die regte dinge wil oordra. Dis mos in woede wat die mens soms dinge sê wat jy nie bedoel nie. En daarom, liewe broers en susters, liewe bedroefde familie, ek moet 'n keuse maak om die vrede van Jesus Christus te kan ontvang. En daar is net een manier waarop ek hierdie keuse kan uitoefen. En hierdie een manier is om Jesus in jou hart te hê. Of hoe? Sonder Jesus in my hart kan ek nie sy vrede ontvang as 'n geskenk nie. Sonder Jesus in my hart, hy wat die vredevors is, hy wat Immanuel, God met ons is, hy wat die een is wat toe hy gebore word, toe sê die engele, vrede op aarde in die mense in wie hy 'n welbehae het. Toe hy gebore word, toe word vrede besing, want dis vrede wat aarde toe gekom het. So ek het nodig om hom in my lewe te hê, om werklik waar vrede te kan ervaar. Daarom, toe hy opstaan, of toe hy verskyn na sy opstanding, tussen die disippels, by die toedeur inkom, het hy vir hulle gesê, vrede vir julle. En die vrede beteken eintlik troos vir julle. En dit beteken eintlik rustigheid vir julle. Dit beteken eintlik genoegdoening vir julle, dat julle agteroor kan sit en weet, God is die een wat ware vrede gee. As 'n mens kyk wat alles in die wêreld gebeur,
is die wêreld eintlik gestroop van vrede. Die wêreld is vol geweld, vol misdaad, vol oorlog, vol beklei, vol haat en nait. En jammer om te sê, selfs in die kerk is daar soveel ontevredenheid. Dit beteken, Jesus Christus se ware karakter kom baie keer kort in ons as mense se lewe. As ons in die kerk teen mekaar beklei, moet ek wonder of Jesus Christus werklik waar in die kerk geëer en groot gemaak word. Liewe gemeente van die Here, ons omstandighede, ons sonde, ons vrees, ons onsekerheid, ons twyfel, ons hartseer en al die ander emosies wat daarmee gepaard gaan, is gedurig deur besig om ons vrede te steel. En daarom is nodig om in hierdie tyd by die Here te kom sit en by hom die vrede te ontvang en hom in te neem in my lewe, hom deel te maak van my lewe, dat ek vrede in my hart kan hê. Hy bring vrede oor my en met myself, vrede met myself en vrede wat ek kan uitleef aan die mense rondom my. Want die wêreld kort vrede. Die wêreld kort vrede. Dis waarom hulle wat nie in Christus glo nie, hulle wat nie Christene is nie, sê van ons, as 'n mens daarom sien hoe lyk julle, as 'n mens julle buitekant ontmoet, buitekant die kerk, dan kan 'n mens nie glo nie, dan vat ek maar nie 'n kans nie. Ons het nodig om vrede uit te leef aan mekaar. Ons het nodig om mekaar te troos met wat God ons gegee het. Ons het nodig om vir mekaar daar te wees. Ons het nodig om as kerk, as liggaam van Christus, fisies die draers te wees van God se vrede en God se liefde. En as ek dit kry in hierdie omstandighede, dan is dit blywende vrede. As ek dit kry terwyl ek weet, daar's mense daar buite wat iets teen my het, dan is dit ware vrede. As ek dit kry, as ek weet daar's konflik wat ek moet gaan aanspreek, moet ek vrede in my hart kry om dit te gaan aanspreek, om vrede te kan oordra. Dit is nogal moeilik, nee, om konflik uit te sorteer, as die persoon wat dit wel wil uitsorteer nog kwaad is. Jy moet eintlik al in jou hart vrede vind. Eintlik in jou hart al reeds die besluit neem om hierdie vrede oor te dra. Dan sal konflik die wyk neem. Kom ons vra God om ons te wys hoe om hierdie vrede te ontvang. Spesifiek in hierdie tyd waar ons nou is, om iemand tot siens te sê wat so 'n onlosmaaklike deel van ons lewe gewees het. Maar dan word ons ook die opdrag gegee om 'n instrument van vrede te wees. En ek kan net vrede ontvang, of 'n instrument van vrede wees, as ek vrede ontvang het in die tyd waar ek nou is, om dit te gaan oordra daar buite. Libet, as u vandag met u eggenoot begrawe, met God vrede het, dan kan iemand anders wat sy eggenoot of haar eggenoot begrawe, met hierdie vrede bedien. Die kinders, as julle met julle vader vandag te ruste lê, vrede kan vind in hierdie omstandighede, kan julle iemand anders met hierdie vrede gaan bedien. 'n Instrument wees van vrede, omdat jy weet wat dit beteken om vrede in jou hart te hê, wat van God afkom. En so ook die broers en susters, as julle die vrede van God julle harte kan hê, kan julle iemand anders gaan bedien met hierdie vrede, as die persoon sy broer of suster aan die dood moes afstaan. Die Here wil ons meester wees. En meester beteken, of die woord meester vir my, dit is meer as net 'n onderwyser. Dit gaan oor dat hy 'n meester is op sy gebied. Hy het dit alles klaar bemeester. Hy is die een wat die expert is. Hy wil ons meester wees, spesifiek in die oomblikke waar ek troos nodig het, vrede nodig het, liefde nodig het. En daarom kan ons toevlug tot hom neem. Ek wil graag afsluit. Ek wil die volgende aan die oordra.
Jesus het homself verneder toe hy die aarde toe gekom het. En dit is wat gemaak het dat hy vrede aan mense kon oordra. Maar onthou, hy was 100% mens. Hy het ook nodig gehad om deur sekere goed te gaan. Onthou, as ons sukkel met armoede, hy het op 'n stadium gesê, die jakkals het gate, die voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n klip om sy hoof op neer te lê nie. Op 'n stadium het hy in die woestyn gesit en hy was honger, en die Satan het hom eintlik versoek om in hierdie hongerte van die klippe brood te maak. Hy het dit nie gedoen nie, maar hy het ook die honger te ervaar. As ons vandag hartseer is oor 'n geliefde, op 'n stadium het hy by die graf van sy vriend Lazarus gestaan en geween. Dat die mense gesê het, kyk hoe lief het hy hom gehad. As hy dalk eensaam is vandag, hy het op die kruis sy eie eensaamheid uitgesnik, toe hy gevra het, toe selfs sy vader hom verlaat het, my God, waarom het hy my verlaat? En op daardie stadium het al sy vriende in die moeilikste van tye van hom afgewyk. Net Johannes het oorgebly. Liewe familie, die vrede wat God ons vandag wil gee, is 'n gift, is 'n gawe. Ons hoef nie daarvoor te werk nie. Ons kan dit net ontvang, deur hom te ontvang. Jesus Christus, die vredevors, die bron van vrede. En ek weet, as hiervandaan gaan, sal daar weer dae kom, wat ek weer 'n traan sal stort. Daar sal weer dae kom, wat ek weer vrae sal vra. Maar myself elke keer sal herinner daaraan, dat ons het 'n begrafnisbrief op ons vader, op ons eggenoot, op ons broer, sy begrafnisprogram gesit. Die gawe van vrede. Dan kan Wyle Potchie se sterfte u elke keer herinner daaraan, dat die gawe wat God my gee, is die gawe van vrede. Dit gaan nie net oor konflik, dit gaan oor genoegdoening, dit gaan oor rustigheid in my hart, dit gaan oor, om al gaan ek deur hierdie moeilike tyd, dat ek sal weet, soos Dawid gesê het, al gaan ek in 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Dat ek sal weet die Here is met my. Die Here seën sy woord. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons weet, diep in ons harte, U gee blywende en ware vrede. Ons bid dat U ons sal seën met hierdie vrede. Want Here, ons weet dat die dood van Potchie is vir sy familie 'n ondenkbare moeilike ding om deur te gaan. Maar ek dank U, Here, dat hulle nou kan weet, en ons almal nou kan weet, U gee blywende vrede. Daarom bid ons, lei ons in die vrede, dra ons in die vrede, in Jesus naam. Amen. David?
Baie dankie. Ons gee nou kans vir Abigail vir die bedankings. Good morning, dear loved ones. I would like to take this opportunity on behalf of my family to thank everyone. We are overwhelmed by your love and support. This day that we are laying my father to rest is a success because of your contributions, your prayers, your love, and your support. Your support has shown us that the Lord can be trusted. The Lord is truly faithful, and the Lord provides. Family, friends, service providers, dominee en kerkleiers, we ask that the Lord blesses you more than you have blessed us. We ask that the Lord will shine His face, His healing, His protection, and His peace upon you always. In Jesus' name, thank you. Baie dankie, Abigail. Ons gaan dan nou vervolgens sing, gesang 437, in Nederlandse gesange, 437, Wacht, o myne siele, wacht op den Heer. Gesang 437 op die program, die eerste 2 verse.
Baie dankie. Ons kan staan. Ons bid saam die Onse Vader. Onse Vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied, soos in die hemel, net soos op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood. En vergeef ons ons skuld, soos ons ook ons skuldenaars vergeef. En lei ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Ontvang die seën van die Here en van ons vrede. Die Here seën en behoed u. Hy laat sy aangesig oor u skyn en wees u genadig. Hy verhef sy heilige aangesig oor u en gee aan u sy vrede. In die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. U kan gerus sit. Ons gee oor aan die begrafnisondernemer. Baie dankie. Oudering Alkok. Ik zie ons is 500